Dis 'n nuwe dag, is 'n voorreg om saam met jou stil te word met God se woord. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Oggend 142 van ons daaglikse oordeenkings deur die Nuwe Testament. En vanmôre praat ek met jou oor daai vlees van ons. 1 Korintiërs 9 vers 27. Paulus sê, ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie, terwyl ek verander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie. Nuwer vertalings gee die woord castaway of verwerpte korrek weer as gediskwalifiseer. Paulus sê dus, ek doen afstand van my vryheid sodat ek mense vir Jesus kan wen. Waarom? Omdat ek deelneem aan 'n wedloop vir 'n prys wat 'n invloed sal hê op wie ek is en wat ek doen in die eeue wat voorlê. Daarom, al is ek vry om alles te doen, kan ek gediskwalifiseer word as ek nie my vlees in bedwang hou nie, of as ek iemand anders laat struikel. Voordat jy gered is, was jou liggaam nie ondergeskik nie. Jou liggaam was in beheer. Dit wil sê, jou vlees was dit wat beide jou siel, jou verstand en emosies en jou gees, die ware jy wat vir ewig lewe oorheers het. Maar wanneer die natuurlike mens gered word, is alles skielik anders. Die vlees oorheers hom nie meer nie. Die gees is nou in beheer. En skielik is daar vrede in sy hart en maak die lewe sin. Maar onder die vlees, die kelder haat, eis hy mettertyd om weer bo te wees. En wanneer dit gebeur, is die nuwe gelowige se lewe gemors. Want om vleeslik gesind te wees beteken die dood. Uiteindelik kom hy dus by die punt waar hy sê, Here, vergewe my, ek het weer aan die vlees toegegee. Hy bely sy sonde, gee sy lewe weer aan God oor en sy liggaam is weer onderdruk. Julle sal nooit spyt wees as julle vleeslike strewes uit julle lewe verwyder nie, vriende. Ek beloof julle, julle sal nooit spyt wees oor die dinge wat julle laat vaar het, dinge wat anders sou laat struikel en julle self sou diskwalifiseer het, dinge wat julle geestelike krag sou vernietig en julle uithou vermoë sou ondermyn het nie. Gebruik jou vryheid verstandig. Mag ek en jy in hierdie dag opnuut weer besef, ons is besig met 'n geestelike wedloop en mag die Here jou in hierdie dag geestelik versterk. Die Here seën jou. Amen.